Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Hier is natuurlik die Bybelstudie. Ek is Jacques Pieters en jy kan my kontak by 0720202615 of op e-pos Jacques JACQUES Pieters PIETERS @gmail.com jacques.pieters@gmail.com. En natuurlik gaan ons aan met die boek van Openbaring vandag. Daar is in die begin van Openbaring natuurlik 'n gebeurtenis. Alreeds, ons kry die openbaring, die oopmaak van die woorde. Natuurlik, die boek van Openbaring is gegrond op wat die Bybel vir ons in die Ou Testament vertel het, deur die profete. Wanneer ons deur die ou profetiese boeke van die Bybel lees in die Ou Testament, dan sien ons vele opmerkings en visioene van die profete wat eintlik vir ons 'n verwysing gee. En baie keer is dit 'n prentjie wat net anders gebeeld word. So Sagaria het die perde ook gesien wat ons in Openbaring sien. En maar in die heel eerste hoofstuk van Openbaring begin dit die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Let op sy diensknegte, nie aan almal nie, op sy diensknegte. Hierdie boek is vir elke disipel, elke dienskneg, elke volgeling van Christus Jesus is hierdie boek op voorgeskryf, sodat ons beter kan verstaan, sodat die verborgde dinge vir ons oopgemaak kan word. Dit is hoekom dit die openbaring is. So hierdie is nou die openbaring van Jesus Christus, wat God vir hom gegee het, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het. Onthou, God sit in die hemel, op sy troon. En dan in Genesis 18 kan ons gaan lees, dat God het sy troon verlaat, en hy het afgekom aarde toe, en hy het met Abraham gaan spreek, en hy het gaan kyk, God self wou gesien het, wat aangaande Sodom en Gomorra na hom toe gebring was, wat daar gebring was natuurlik deur die engele, wat aan God gaan vertel het, wat gaan aan in Sodom en Gomorra, verskriklike dinge, en God kon nie glo wat hy hoor by sy engele nie, en hy het self afgekom aarde toe, om te kom kyk wat aangaan. Gaan lees dit in Genesis 18. Daar is soveel gebeurtenisse in ons Bybels, en wanneer ons dit begin oopmaak, en ons begin dit lees, en meer lees, en van die begin tot die einde, en nie op te gee, en dan weer te lees, wanneer ons kans kry, hoe ons kan. Jy hoef nie elke dag 10 hoofstukke te lees nie. Maar so jy die Bybel lees, so begin jy meer en meer verstaan wat daarin geskrywe is. En Abraham het natuurlik geluister, en hy was gehoorsaam, en God het sy 2 engele wat saam met hom was, gestuur na Sodom en Gomorra, om dit te gaan vernietig, en Abraham het ingetree. Hy het gebid, Vader, as daar net soveel is, red die stad. Maar dit was nie te redde nie, want daar was niemand wat goed was nie. En die wat goed was uitgelei. Lot en sy familie was uitgelei na 'n beter plek. En God het Sodom en Gomorra vernietig. En so kom ons by Openbaring, as jy Sagaria gaan lees, Daniël, Jesaja, oralsters in daai profetiese boeke, is daar gedeeltes wat verwys na die eindtyd. En dit is wat dit so smaaklik maak, wanneer ons dit lees. So die eerste gebeurtenis hier in die boek van Openbaring is die opdrag aan die 7 gemeentes. Ons kan hierdie 7 gemeentes sien as 7 gemeentes wat in daardie tyd in werking was, en die boosheid wat by hulle ingekom het, maar ook die goedheid wat by hulle ingekom het, en waarmee hulle voortaan geveg het. En ons sien dieselfde ding gebeur vandag in ons dae. En dis hoekom hierdie 7 gemeentes vir ons so belangrik is, en dit is hoekom dit in die boek van Openbaring opgeteken is sodat ons daaruit kan leer, en ons kan waak, en bid, sodat daai bose magte nie ook teenwoordig word in ons eie lewe nie.
Die waarskuwings is daar vir 'n rede. Een van daai gemeentes het die Jezebel gees, en ons sien dit gebeur vandag. Ons sien in die ander boeke wat net so voor Openbaring geskrywe is, Johannes, Petrus, Judas, dat hulle gee waarskuwings ook vir ons. Aanleraars, valse profete, en wanneer ons dit gaan lees, dan begin ons sien hoekom hierdie 7 gemeentes vir ons so belangrik is in ons tyd. Nou die 7 gemeentes was in die Romeinse provinsie Asië geleë, in die hedendaagse suidweste van Turkye. Hulle name word vanaf die suidweste klokgewys in volgorde beskryf of verskaf. Dit is natuurlik as jy daar in jou Bybel kyk, die meeste Bybels het kaarte agterin, so as jy daar op die kaarte gaan kyk en jy kyk na die Nuwe Testamentiese kaarte, dan sal jy sien, daar is die provinsie van Asië, en so kan jy 'n gevolgtrekking maak van hoe die disippels opgetrek het. Baie Bybels het op hulle kaarte ook die tekens, die verwysings van hoe Paulus en ander disippels in daardie dae getrek het om die woord natuurlik te verkondig, sodat in Handelinge beskryf word en daarna. Openbaring 1 vers 5 sê, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Die eersgeborene uit die dode. Hierdie frase verwys na die opstanding van Christus, die eerste persoon wat uit die dood opgestaan het, as die verheerlikte om nooit weer te sterf nie, en dit vorm die grondslag waarop Christene hul hoop op die opstanding vestig. 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 24. En hiermee wil ek jou ook laat fokus op 'n gedeelte van Jesus se kruisiging. Daar het iets gebeur daar, buiten die voorhangsel wat geskeur het, die aardbewing wat gebeur het die grafte, jy kan dit lees in Matteus 27 vers 52, die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Dit het gebeur met toe Jesus sterf. Toe Jesus sterf, toe staan baie van die heiliges uit die dood uit op. Hulle grafte het oopgegaan, hulle het opgestaan, maar hulle is nie uit hulle grafte uit nie. Vers 53 sê, en na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Luister mooi, nadat Jesus opgestaan het. Jy kan dink hierdie prentjie, want as jy jou oë toemaak en jy dink aan wat daar gebeur het, vir daai paar dae, vandat Jesus gesterf het aan die kruis, totdat hy opgestaan het uit die dode uit, het daai mense in hulle grafte gestaan en wag vir die koning van konings om op te staan. En toe Jesus uit sy graf uit is, het hierdie liggame uit hulle grafte uitbeweeg en aan baie gaan verskyn. So ons ken nie die hele prentjie nie, ons sien nie die hele prentjie nie, maar dalk het dit soveel dae gevat vir hulle om weer vlees aan hulle gebeentes te kry. Dalk was dit in een oomblik wat hulle vlees en bloed en alles teruggekry het, ons weet nie. Maar dit is wat gebeur het daar. En dit is vir my 'n baie groot gebeurtenis wat ons baie keer miskyk. En ek gaan vir nou gaan ek hierso stop. Ek gaan 'n tweede gedeelte maak van hierdie een, hy's nog nie klaar nie. So hou vas, die volgende deel kom net hierna.